Goeiemiddag, dis Vrydag 7 Februarie 2026 en baie welkom by hierdie nuusflits saam met Klaas Prinsloo. Die finale syfers, of ons hoop is die finale syfers vir Januarie 2026 is 12 aanvalle en 2 moorde. Dit is nadat daar nou in die week nog 2 aanvalle op ons tafels beland het. En dan natuurlik die laaste een daarvan was die boer wat in KwaZulu-Natal aangeval is, 'n suikerboer. Hy is op die 30ste aangevallen, is nou laas Dinsdag wat verby is hy aan sy wonde in die hospitaal oorlede. Syfers vir Februarie sover 3 aanvalle en dan natuurlik geen moorde sover aangemeld nie. Hier nevens langs my is die mediaverklaring deur die Departement van Landbou wat gister uitgekom het en dit gaan oor die finalisering van die eerste besending van 12.000 enstowwe wat vanoggend by Onderste Poort gedoen is. Dit is nou nadat daar gesê dat Onderste Poort nie meer oor die kapasiteit beskik nie en waarskynlik oor die 500 miljoen wat bestem was vir die opgradering van daardie fasiliteit wat spoorloos verdwyn het. Hierdie geleentheid is ook natuurlik bygewoon deur die minister van Landbou, maar ja, hy het ook nie weggestap sonder kritiek nie. Die LP van Action SA, Athol Trollip, het hom sterk uitgespreek en aangedring op die desentralisasie van enstowwe sodat die boere en veeartse in kritieke areas self die enstof kan bekom en toedien. Hy het ook gesê die regering sloer en dit bring skade wat die salaristrekkers by die staat nie oor gepla is nie. Hy het voorts aangevoer dat die boer sy kudde ken en weet wat sy situasie is en self beste sal kan besluit oor sy kudde en watter deel prioriteit kry. En dit is hoekom hy ook natuurlik hierdie desentralisasie van die enstowwe voorstel. Die toutrekkery op politieke vlak sal nooit ophou nie. Dan was daar natuurlik in die Wes-Transvaal naby Vryburg was daar 'n bietjie van 'n ligpuntjie gewees hierdie week. Woensdagoggend die 4 Februarie het die boere en die landbou-unie saam koffie gedrink van die landbou-unies Agri SA en Agri Noordwes en Agri Vryburg het so 'n bietjie met die manne gepraat, so 'n bietjie moed ingepraat, verduidelik wat die pad vorentoe is. Daar was ook een of twee veeartse wat ook hulle deel gebring het en 'n bietjie met die mense gepraat het. Maar dit was hoofsaaklik gewees om vir die boere te sê, kom ons vat hande as boeregemeenskap en landbou unie en ons beweeg saam op hierdie pad vorentoe in die stryd teen back and close. Dit het natuurlik die boere kans gegee om net so vir 'n paar minute in 'n ander omgewing te wees waar hy 'n blaaskans kon kry en miskien ook 'n klop op die skouer wat vir hom sê, weet jy wat, jy kan, jy het die krag, jy het die energie en jy kan vorentoe beweeg en ons gaan hierdie ding wen, maar ons gaan dit slegs wen as ons saam staan as 'n boeregemeenskap. Nou hierdie tipe van inisiatief behoort in ander areas ook te gebeur sodat die boere ook weet hulle staan nie alleen nie en dat die landbou-unies die geleentheid het om na die boere toe uit te reik, 'n bietjie kommunikasie te hê met die mense, ook te luister na wat die boer te sê het, sodat die boer ook voel dat daar is iemand met wie hy kan praat in hierdie tyd van nood. Ons het al deur baie goeders in ons landbou geskiedenis, baie droogtes, baie velle omstandighede, baie te veel water stories en natuurlik daar's altyd 'n paar siektes wat die boere tuister, maar ons is deur alles en hierdie back and claw kan ons ook deurgaan. Ja, ons verloor baie en die mense daar buitekant besef nie wat ons boere verloor nie. Maar ons boere is 'n ras wat geteel is spesifiek vir boerdery in Suid-Afrika en ons weet julle manne kan deurdruk hierso en daar's baie mense wat agter julle staan. Hier is die kort inset daar van Pieter Jonker, hy is die voorsitter van Agri Vryburg. Luister gerus. Goeiemiddag, dit is die 4de Februarie. Dit is Anodie Pinaar van Agri Noordwes wat praat. Ons is vandag bevoorreg om hier in Vryburg te wees en saam met my is Pieter Jonker, die voorsitter van Agri Vryburg. Pieter, jy het 'n baie groot geleentheid, 'n mooi geleentheid gereël. Baie dankie dat julle ons uitgenooi het. Baie dankie vir al die moeite wat julle doen. Ek wil graag weet na afloop van vandag se vergadering, wat se boodskap het jy vir die boere van die Vryburg omgewing asook die omgewing van Vryburg na afloop van vandag se vergadering? Nou nee, baie dankie. Ek dink net die groot storie positiwiteit, want ons moet nie nou negatief raak en nou
met die groot probleme mekaar met klippe gooi nie. Want ons het mekaar nou meer nodig as wat ons vir mekaar van tevore nodig gehad het. En ons moet ook positief wees en ons moet begin saamwerk. Ons kan nie net aanvaar, dis net Agri Noordwes die kantoor wat vir al die werk moet doen nie. Ons moet self hand in boesem slaan en self begin positief raak. Dit is hoekom ons altyd gesê het, asseblief raak betrokke, kom sluit aan by ons. Dit is belangrik, hoe meer stemme ons het, hoe meer mense het ons, hoe meer sê het ons. As ons net 3 is, kan ons niks sê nie, maar as ons 100 is, dan kan ons iewers kan ons iets regkry. En ons glo, ons gaan dit regkry. Ek dink wat vandag gebeur het, die positiwiteit. Ek glo aan positief, ek moet positief wees, ek glo daaraan. Maar sterkte en baie dankie vir jou insette. Ja, baie dankie. Dit was 'n voorreg om hier te kan wees. Baie dankie. Ons is ook vandag bevoorreg om vir Willem de Chavannes Vrug hier by ons te hê. Willem is 'n ou bekende by ons, president van Agri Noordwes gewees, huidigelik president van Agri SA. Willem, baie dankie dat jy hier is. Dit is baie duidelik dat daar groot bekommernis is oor die back and closure en die hantering daarvan. Jy is nou besig om op hoofvlak te onderhandel. Is daar enige nuwe nuus? Wat is die vordering wat gemaak word met betrekking tot die enstof en die hantering van die back and closure wat ons huidigelik ervaar? Ja, baie dankie Nordee, en soos Nordee gesê, dit is baie groot uitdaging en wat ons almal se insette en samewerking nodig het. Ons het weekliks met ons 9 provinsies waarvan Agri Noordwes 1 is en die bedrywe saam met 5 van die 9 wat op die implementeringstaakspan sit vergadering. Die voorreg om die voorsitter te wees van daai vergadering. So ons het vanoggend ons sessie gehad voor die Agri-Fiber vergadering. Daar is ons baie fokus op die enstof, hoe vinnig daar van wat se enstof die land kan inkom. Waar is die beste, mees akkurate plek waar daai enstof toegedien kan word? En dan is daar baie fokus op die agterstand wat daar so is op die toetse wat gedoen moet word om baie vinnige resultate te gee op daai toetse. En dan ook om te kyk hoe die bestellings lyk van die enstowwe vorentoe. So nie net die enstof wat nou op pad is nie, maar ook wat later in die jaar moet kom. Dan word daar ook gepraat met al die verskillende staat en semi-staatsinstellings wat toegang het tot op ons plase, laat almal die biosekuriteit wat ons vir ons lede vra om toe te pas, laat almal anderste wat op ons plase kom, so die polisie, Eskom, Departement van Arbeid, Stats SA ensovoorts, verstaan wat die belangrikheid van biosekuriteit is, laat hulle ons kan help om ons biosekuriteit op die plase hoër te hê. En dan word daar baie moeite gedoen en gepraat en beïnvloed om privaat staatsveeartse en mense wat geakkrediteerd is meer betrokke te kry in die proses. Hierdie uitdaging is groter as enkel individu, enkel organisasie, die staat of die privaat sektor. Ons kan dit net oorkom as ons almal saamwerk. Baie dankie Willem en baie sterkte vir die groot werk wat julle moet doen. Baie sterkte. Dankie Nordee. Dankie man. In 'n tyd soos hierdie het ons hoop nodig. Hoop ondersteun ons geloof 'n bietjie en as ons uitkomste kry soos wat Bring Hoop, Chris van Viljoen en sy organisasie Bring Hoop en ook ander organisasies wat die boere help, as daardie vragvoer aankom, dan is daardie boere baie gelukkig en dan het hulle weer hoop, want hulle weet as mense daar buitekant wat omgee en wat hulle versorg. Daar het natuurlik 'n klomp groot donasies ingekom, nie net vir Bring Hoop vir die voer wat versprei word nie, maar ook vir ander projekte waarmee Chris besig is. Ons sê baie dankie vir al die groot donasies. En ons wil julle asseblief aanmoedig, hier is die bankbesonderhede op die skerm langs my. As jy, al kan jy 100 randjie afknyp en 'n donasie maak, doen dit. So ek nou die dag gesê het, 'n sak pellets kos R80 om te maak, so as jy R100 skenk, dan kan daar ten minste 1 sak pellets gemaak word, maar ons het 'n klomp R100 nodig om pellets te maak, en hierdie pellets hou natuurlik 'n bietjie langer, en dit word ook gemeng met ander goeder soos mielies en so aan, wat natuurlik die pellets se voedingswaarde baie verhoog. So as jy enetjie kan afstaan, R100, is daai blou perses, nie perses nie, blou is daar in jou beursie. Gooi enetjie op die tafel vir Bring Hoop asseblief. Die mense daar buitekant het dit nodig.
Daai trokke ry nie op wind nie, dis elektriese trokke met 'n sonpaneel nie. Hy hardloop op diesel. Dieselrekeninge is daar so asseblief, kom ons help vir Chris van Miljoen en bring hoop om sy werk ook te gedoen te kry, sodat ons die boere wat regtig waar swaar kry onder die droogte ook hoop kan gee in hierdie tyd. Ek het met Johan gepraat gister, 'n redelike lang gesprek met hom gehad en hy het my verwys na Pieter Jonker toe by Vryburg. Maar ons het nie net daaroor gepraat nie, ons het ook gepraat oor wat sy uitsette is vir die maand van Februarie. Nou vanoggend is hy daar deur Vryburg en hy is op pad gewees Jan Kempdorp toe, waar daar 4 jaar gelede 'n moord was, 'n plaasmoord, en daardie saak staan nog steeds stil. Dat daar is 'n nuwe ondersoekbeampte aangestel, dieselfde ondersoekbeampte as wat die saak op die moord op Hendrik Venter ondersoek, en Johan gaan so 'n bietjie saam met hierdie polisieman so 'n bietjie kers opsteek en kyk of hulle nie kan vordering begin maak met hierdie saak, sodat daardie moord ook kan uitloop op 'n vonnis nie. En natuurlik, soos ek altyd sê, Johan se bakkie ry nie op fumes nie. Asseblief mense, hy het ook 'n geldjie nodig. Ek sê nie, moet vir albei van hulle geldjie gee nie, maar maak 'n piek. Albei van hierdie mense doen ongelooflike werk en hulle kan dit slegs doen deur jou en my bydra om vir hulle die finansies te gee om op die pad te kan wees en ons mense te kan help en hierdie goeders te kan finaliseer in die hof in Johan se geval, en natuurlik die goeders te kan finaliseer met 'n bakkie vol voer by 'n boer wat in nood is in Chris se geval. Ek dank julle byvoorbeeld vir elke donasie wat inkom, wat gaan inkom. Asseblief mense, ons het dit nodig. Johan en Chris het dit regtig nodig. Oor na Witkrus Monument, dan natuurlik daar so die skoonmaak aksie 28, 29 Augustus 2026 en dan natuurlik die kruisplanting 18 en 19 September 2026. Die kontakpersoon daar so op die terrein is Kobus de Lange, sy nommer is 0847103728. Jy kan die skerm so 'n bietjie laat stil staan, dan skryf jy die nommer neer en dan kyk jy sommer hier aan die ander kant van die skerm is die bankbesonderhede, die tydelike bankbesonderhede vir die Witkrus Monument. Asseblief, ons het dit nodig, ons het wel daar die bossiekappers gekry by Afriforum, waarvoor ons baie dankbaar is. Ons kan die monument in stand hou, want daar is 'n geweldige toeloop van besoekers en daar is ook nou weer planne vir nog 'n dokumentêr deur iemand uit Swede uit wat ons binnekort gaan kom besoek, en ons wil die monument graag netjies hê, so daardie bossiekappers gaan baie goed aangewend word. En dan natuurlik die finale skoonmaak in Augustus, terwyl ons regmaak vir die hooffunksie die 18de en die 19de September. Daar is maar altyd finansies nodig, so as jy kan help daarso, ons sal dit regtig waardeer. Soos ek sê, bankbesonderhede daar op die skerm. Gooi vir ons die enetjie daar so in die bank asseblief. Baie dankie en mag jy geseënd wees met jou bydrae. Dis al van my af. Ek hoor daarso in die Suid-Kaap het dit begin reën. Ons is baie dankbaar daarvoor. Daai mense is absoluut so bly oor daardie reën en ons hoop dat daardie reën aanhou kom. So in jou aandgebed of jou oggendgebed, bid maar vir daardie areas, die mense kry swaar, en as die eerste reën geval het, beteken dit nie daardie veld is oornag reg nie, daai veld is droog, dit is basies stof. So dit gaan 'n rukkie vat vir die veld om te herstel, en natuurlik dus kom ons mense soos Chris van Billon het by bring hoop, om daardie mense te help tot die veld herstel is. Dis al van my kant af, en julle moet julle naweek geniet, seën en voorspoed vir julle, kyk maar om, kyk oor jou skouer, maar bo alles, kyk boontoe. Hier is hierdie bydrae wat ek gekry het, ek het hom gevra dat hy of my so bietjie verander. Dit is 'n jong man daarso van Hoedspruit se kant af, sy naam is John Meyering, en hy het hierdie liedjie geskryf vir die boere, vir hierdie Back and Claw. Luister gerus, mooi dag vir julle. Boere staan sterk. Boere staan sterk. Ons gaat op
skree, bid vir julle vee. Ons het julle nodig as die boere staan sterk. God is die beste geneesheer, probeer weer 'n keer, alles dit seer. Ons sal op ons skree, bid vir julle vee. Ons het julle nodig as die boere staan sterk. God is die beste geneesheer, probeer weer 'n keer, alles dit seer. Boere staan sterk. Boere staan sterk. Ek incluseer is geen wenner teen God se hand, Here red ons land. Red ons boere, stuur as iedereen, almal se harte ween. Ek incluseer is geen wenner teen God se hand, Here red ons land. Red ons boere, stuur as iedereen, almal se harte ween. Boere staan sterk. Boere staan sterk. Boere sê, oh, moet al gaan het nie goed, julle gaan oké, wees nie gelief vanaand. Bid ons vir julle landwyd, dat se hou moet vertrou op julle Skepper. Hy is ons redder. Boere sê, oh, moet al gaan het nie goed, julle gaan oké, wees meer gelief vanaand. Bid ons vir julle landwyd, dat se hou moet vertrou op julle Skepper. Hy is ons redder. Boere staan sterk. Boere staan sterk. Hy het ons gehelp die bloedrivier. Hoekom sal hy dan sy rug op ons draai? Staan sterk, ons is agter julle. Here hoor ons roepstem is ons gebed. So sal het wees